Dit is vir my so lekker om vanoggend met Dr. Peer Selee te gesels en hy is 'n ruimteweer navorsingsgenoot. Dr. Selee, baie welkom hier by Grootplaas. Goeiemôre Mia, baie dankie vir die geleentheid om met julle te kan gesels. Hierdie is 'n geweldige interessante tema waar ons gesels. Nou, daar was onlangs 'n artikel in space.com oor die impak van ruimteweer in wat landbou betref daar in die VSA. En dit het amper boerdery in die VSA vir so lank as 'n dag tot stilstand gebring. Nou vertel vir my, wat behels die konsep ruimteweer en is dit relevant tot Suid-Afrikaanse boere? Mia, dankie vir die vraag, want ruimteweer is 'n globale fenomeen en dit is, ons gebruik die term om storms op die son wat tegnologie op die aarde affekteer mee te beskryf. Ja. Op die son is daar van tyd tot tyd uitbarstings wat meebring dat daar 'n groot klomp materie van die son se oppervlakte af na die aarde gewerp word. Ja. In Engels staan dit bekend as coronal mass ejections of massa-uitbarstings op die son. Daai materie vat so 'n dag of 3 om die aarde te bereik. En wanneer dit die aarde se atmosfeer tref, veroorsaak dit fluktuasies in die digtheid van die boonste atmosfeer wat bekend staan as die ionosfeer. Ja. En wanneer daar fluktuasies in die ionosfeer is, dan word alle radioseine wat via die ionosfeer na die aarde toe kom van satelliete af, word geaffekteer, as ook enige radiokommunikasie wat op die aarde se oppervlakte via die ionosfeer teruggekaats word na 'n ander plek op die aarde. En as daardie sonuitbarstings plaasvind wanneer dit sonop of sononder is, dan kan die radio-uitstralings van die son direk ook radiokommunikasie, so selfoonkommunikasie affekteer. So enige gebeurtenisse op die son wat dieselfde tyd van die uitbarsting of binne 'n paar dae verskeie tegnologie op die aarde affekteer, noem ons ruimteweer. Ja. En hoe is dit van toepassing tot Suid-Afrikaanse boere? Suid-Afrikaanse boere is gelukkig om in die middebreedtegrade te wees. So dis baie selde dat die steurings wat ruimteweer veroorsaak, Suid-Afrikaanse boere wat van hoë tegnologie instrumente soos hommeltuie en presisie GPS gestuurde vertrekkers gebruik maak, gaan affekteer. Maar die storm waarna jy verwys het wat in Mei 2024 plaasgevind het, was hoogs uitsonderlik. Dis die eerste keer in die geskiedenis dat ons die suiderligte of die Aurora Australis in Suid-Afrika kon sien. En gewoonlik is dit iets wat mense net in die hoë breedtegrade sien. En dit is wanneer daar so 'n intense ruimteweerstorm is, dat die steurings in die ionosfeer ook nader aan die ewenaar kom en die middebreedtegrade bereik. So ons het wel soos enige ander plek in die middebreedtegrade in die VSA daardie effekte ervaar in die vorm van steurings op GPS-navigasie. Wat ek dink die belangrikste konsep is wat boere van moet kennis neem, want baie boere wat hoë tegnologie boerdery bedryf, gebruik GPS om hulle trekkers te stuur of om ander voertuie, hommelvoertuie te stuur na sekere plekke waar hulle waarnemings maak. En verskeie ander tegnologieë word geaffekteer deur hierdie uitbarstings op die son. En ek dink dit is belangrik dat ons daarvan kennis neem sodat boere kan bedag wees daarop en ook weet waar om hulp te soek. Ek moet sê, ek is nog nuuskierig om te weet hoeveel van die kykers dink op die oomblik, dit is wat dit was, of dis die rede, dis 'n vreemd, mens weet regtig partykeer nie wat jy nie weet nie. Wat in 'n kort beskrywing, en ek hoop die jong klomp sit ook lekker en kyk saam met ons vanoggend, wat is 'n sonsiklus, maar meer belangrik, hoekom is 2025 'n belangrike jaar in hierdie siklus? Mia, 'n sonsiklus word beskryf in terme van die aantal sonvlekke wat sigbaar is deur 'n teleskoop. En 'n sonvlek is 'n donker kol op die son wat gepaard gaan met magnetiese aktiwiteit op die son wat gewoonlik die plekke op die son is waarvandaan hierdie uitbarstings plaasvind. En die aantal sonvlekke fluktueer oor 'n 11 jaar periode van 'n minimum van 0 sonvlekke, partykeer vir maande lank,
tot 'n maksimum aantal sonvlekke wat tot 'n telling van 200, 250 en selfs meer gaan. So elke 11 jaar is daar 'n toename in die aantal sonvlekke, wat beteken die aantal plekke op die son waarvandaan uitbarstings kan plaasvind, neem toe. Ja. Nou, daar's nie 'n uitbarsting uit elke sonvlek area uit nie, maar daar is geen uitbarstings as daar geen sonvlekke is nie. Ja. So ons is tans in die 11 jaar siklus baie naby aan die piek. Dit word voorspel dat ons dalk Julie maand verjaar die piek van die huidige sonsiklus sal bereik. En so die kanse vir 'n groot storm is steeds besig om toe te neem. Dit was eintlik verbasend dat ons alreeds Mei maand verlede jaar so 'n groot storm gehad het. En al die groot ruimteweerstorms in die geskiedenis het naby aan die sonsiklus piek of aan die afnemende fase van die sonsiklus piek plaasgevind. Die vorigste grootste storm wat ons gehad het was in 2003, wat die 6de grootste storm in die geskiedenis was, en dit plaasgevind in Oktober 2003, en so ons mag dalk weer vir jaar in Oktober so 'n groot storm ondervind, as ons net verby die piek van die huidige sonsiklus is. Ons is op die oomblik in die 25ste sonsiklus, sedert hulle begin tel het aan die sonsiklusse. Nou, ek is nogal geïnteresseerd, watter tipe tegnologie wat boere oor die algemeen sal gebruik, word geaffekteer deur hierdie tendens amper? Ja, die spesifieke situasie wat hier konsternasie veroorsaak het in Mei maand verlede jaar was juis dat GPS se akkuraatheid is aansienlik geaffekteer. Soveel so dat trekkers van een ry na die ander bo oor die ry milies of wat ook al hulle besig was om te oes of te plant gaan spring het, omdat die boere normaalweg as hulle hoë presisie toerusting gebruik, stuur hulle die trekker met GPS om mooi reguit rye te ploeg, en dan stuur hulle weer wanneer dit oestyd is die trekker langs dieselfde paaie. Maar daai pad word bepaal deur GPS, en as die GPS 'n paar meter uit is, dan spring die trekker na die volgende ry, omdat hy dink dis waar hy behoort te wees. Ja, natuurlik. En dis wat die chaos in Amerika veroorsaak het, en wat hulle gerapporteer het, as dat hulle vir ure lank nie kon ploeg nie, want die trekkers het soos mal geword. Maar daar's verskeie ander tegnologieë wat boere gebruik wat ook deur ruimteweer affekteer word. Enige sensors wat boere gebruik wat in die veld is om voggehalte te meet of om visuele opname te maak van wat aangaan op die plaas, gaan geaffekteer word deur hierdie uitbarstings op die son. Want die son, wanneer hy so uitbarsting het, skiet ook 'n groot klomp radiogolwe uit. En daai radiogolwe versadig enige elektroniese sensor. Dit affekteer selfoonkommunikasie, internet kommunikasie en ook enige seine wat uit die ruimte uitkom, soos beelde wat hulle van satelliete af sou kry, sal ook versteur word tydens so 'n sonstorm. Maar die mees intense impak is wanneer die kragstelsels geaffekteer word en ons skade kry op ons kragstelsel wat vir etlike maande vir ons sonder krag sal laat. Ek hoop hierdie volgende vraag kom reguit, maar hoe gaan ons weet wanneer dit gebeur? Hoe weet julle, sodat ons sal kan weet wanneer so verskynsel gebeur? Ja, ons hou die ruimteweer elke dag dop. SANSA het 'n 24-uur ruimteweer sentrum waar ons hoogs opgeleide ruimteweerwaarnemers het, wat kyk na die beelde op die son en 'n estimasie maak van of daar 'n uitbarsting gaan wees, afhangende van hoe kompleks die sonvlek areas lyk. En wanneer daar so 'n uitbarsting is, het ons darm 'n dag of 2 waarskuwing dat daardie storm dalk die aarde sal tref. So ons het so 'n bietjie van aanlooptyd om voorbereidings te tref vir die tref van so 'n storm. Nou daardie beelde word na ons gestuur deur satelliete wat in die ruimte is, wat 24 uur na die son kyk. En as mense wil weet of daar 'n sonstorm in die gang is, kan hulle na ons ruimteweerstasies webwerf toe gaan, SANSA Space Weather, en gaan kyk wat op die oomblik aangaan, of hulle kan ons ruimteweerstasie skakel in Hermanus en vra, is daar op hierdie stadium enige probleme wat voorsien word. So as 'n boer besig is met beplanning vir presisieboerdery, kan hy by ons uitvind wat is die moontlikheid van die bedreiging. Ons het elke dag 'n waarskuwing, soos 'n weervoorspelling, om te sê wat het in die afgelope 24 uur gebeur en wat ons voorsien vir die volgende 24 uur.
So boere kan ook daarop aanteken en ons kan vir hulle op ons adreslys plaas sodat hulle elke dag bewus gemaak sal word van die moontlikheid van sterings op GPS en op ander tegnologieë. Dr. Cele, sê vir my, wat is daai korttermyn maar ook die langtermyn impak van ruimteweer op die aarde as 'n geheel? Ja, korttermyn is hierdie uitbarstings op die son wat dan steurings maak op verskeie tegnologieë, navigasie, kommunikasie en dies meer. Dit duur tipies in die orde van 'n paar ure. Ons het so onlangs 'n situasie gehad waar mense 'n hommeltuig kompetisie gehad het en die hommeltuie het net mal gegaan en toe het ons vir hulle gesê wag net 'n uur of 2, dan kan jy weer die kompetisie laat aangaan. Maar daar's ook die langtermyn variasie wat verband hou met die sonsiklus. En daar is al 'n verskeidenheid van navorsing gedoen op plekke soos Chili en in Ethiopië waar dit duidelik was dat sekere gewasse beter groei tydens die piek van die sonsiklus en nie so goed groei tydens die minimum van die sonsiklus nie. So as boere ook kennis neem van hierdie navorsing, kan hulle dalk die gewasse wat hulle plant op 'n sekere stadium in die 11 jaar siklus beter kies om 'n groter opbrengs te kry. Ja. Kan ruimteweer 'n impak hê op lewende organismes as ons kyk na soos plaasdiere en gewasse? Ek is oortuig daarvan dat dit 'n impak kan hê omdat ons weet dat ruimteweer ander spesies wat nie noodwendig op plase voorkom nie affekteer. Haie en walvisse en dolfyne wat navigeer met die aarde se magneetveld tel ook hierdie steurings op en daar is nou al navorsing gedoen wat wys dat daar 'n baie sterk korrelasie is tussen die aantal kere wanneer walvisse uitspoel op die strand en die intensiteit van die ruimteweer. En ons weet ook dat wetvlugduwe word is baie sensitief vir fluktuasies in die aardse magneetveld. So wetvlug kompetisie organiseerders doen dikwels navraag om te hoor of daar steurings gaan wees tydens so 'n kompetisie want dan mag hulle van hierdie dierduwe verloor. Ja. So dat daar 'n maniere is dat diere en dalk mense ook die waarnemings kan maak van die steurings wat in die ruimte gebeur. Is nie onmoontlik nie. Ek weet van navorsing wat professor Bonsma gedoen het destyds by Universiteit van Pretoria om te probeer verstaan waarom beeste nie onder kraglyne wil wy nie en dat hulle agtergekom het die beeste kan daardie elektriese veld wat deur die kraglyne opgewek word agterkom. So hulle vermy die kraglyne en ek is seker daar mag ander diere ook wees wat die ruimteweer toestande kan waarneem en dat dit hulle gedrag affekteer. En dit sou baie interessant wees as ons boere kan kry wat saam met ons sal werk om van hierdie navorsing te kan doen. Ek is nie bewus van enige sulke navorsing wat reeds in Suid-Afrika gedoen is nie. Ja, ek hoop mense spring in. Dit sal so interessant wees. Ek wil graag ook net laastens weet, hoe kan landbouprodusente hul risiko met betrekking tot ruimteweer bestuur of die status van die sonsiklus inwerk in hulle plaasbestuur? Is daar 'n paar wenke? Ja, die eerste is om net bewus te wees van wat is ons huidige toestand. So ek dink daarvoor het ons die ruimteweersentrum in Hermanus, dit word 24 uur beman. So as boere gaan plant en presisietegnologie gaan gebruik, kan hulle kennis neem of hulle dalk maar 'n dag moet wag en nie 'n klomp rye gaan omploeg wat hulle nie wou omploeg nie. So ek dink bewusmaking is ons eerste linie teen skade en dat ons dalk ons beplanning van aktiwiteite waar ons van hoë tegnologie gebruik maak rondom die sonaktiwiteit gaan skeduleer. Tweedens dink ek as daar steurings is en boere nie die prentjies kry wat hulle dink hulle moet van hulle kameras af kry nie of hulle hommeltuie vlieg op verkeerde plekke, dat hulle dan maar vir ons skakel en hoor of daar tans 'n storm in effek is en hoe lank dit mag wees voor daardie storm oor is. En dan uiteindelik dat boere maar ook voorsiening maak daarvoor dat hulle rugsteun krag het, want sou ons 'n intense storm hê wat ons kragstelsels affekteer, kan dit maande vat om daai krag weer te herstel. Dis nie 'n korttermyn beurtkragonderbreking nie. Ek moet sê Dr. Cele, ek het verseker in die afgelope paar minute 6 vlakke slimmer geword. Dis so interessant om hieroor te gesels en ek dink nie ons praat genoeg hieroor nie. So ek kan vandag sê ons gaan definitief binnekort
weer praat en meer gereeld praat, want hierdie is die tipe inligting wat mense by die boere moet uitkry. Jy moet net bewus wees wat om jou kan aangaan. So ek wil baie dankie sê, dankie vir jou tyd vanoggend, ek waardeer dit. Baie dankie vir die geleentheid, Mia, en ons verneem graag van boere wat met ons wil saamwerk om ons te help om meer kwantitatiewe inligting te kry oor die impak van die sonsiklus op gewasse en ook op steurings wat hulle dalk op hulle tegnologie waarneem.